Ons hoor oral, volg jou hart. Maar die Bybel sê, bewaar jou hart. So wat nou? Moet jy jou hart volg of jou hart bewaar? Welkom, dis tyd vir Waagmoed en Lewe. Ek is Marina Meiburg. Verkry waagmoed deur inspirasie, geloof en wysheid uit God se woord vir jou lewe. Goeiedag vriende, welkom by episode 3 van Waagmoed en Lewe. Kom ek smokkel vandag so bietjie met jou kop. Toe maar, jy's veilig. Ek wil net jou gedagtes so bietjie prikkel. Ons almal ken die bekende raad, volg jou hart. Ons hoor dit oral en waarskynlik het jy soos ek dit al dikwels vir iemand gesê. Volg jou hart wanneer jy 'n loopbaan kies, volg jou hart wanneer jy 'n besigheid begin, volg jou hart in verhoudings, volg jou hart wanneer jy jou drome najaag. Selfs in persoonlike ontwikkeling, selfhelpboeke en ook gesprekke, as ook motiveringspraatjies, word dit amper soos 'n lewensleuse gebruik. En dit is goeie motivering. Maar dan kom die Bybel. En dit sê iets wat amper klink soos die teenoorgestelde. In Spreuke 4 vers 23 lees ons: Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Ons het al oor hierdie vers gepraat. Nou wag 'n bietjie, moet ek my hart volg of moet ek my hart bewaar? Wat sê jy? Skryf gou hier onder in die kommentaar wat is jou gedagtes. Maar voor ons verder gaan, as jy baat vind by Waagmoed en Lewe, druk asseblief die subscribe knoppie en like en share die video. Jou interaksie met hierdie video help YouTube om hierdie boodskap ook vir ander mense aan te beveel, wat dalk vandag 'n bietjie hoop nodig het. So kom ons help hulle. Maar kom ons gaan eers terug na Spreuke 4. Jy het waarskynlik nou reeds jou gedagtes gedeel in die kommentaar soos ek gevra het. Nou goed, die hoofstuk begin met: My seuns, luister na die onderrig van 'n vader. So, hierdie is intiem, né? 'n Pa wat met sy kinders praat en hulle leer hoe om reg te leef. En dan kom ons by vers 23. Bewaak jou hart. Nou ek het so 'n bietjie navorsing gedoen in die oorspronklike taal, maar ek gaan jou nou nie daarmee verveel nie. Ek gaan net vir jou prakties vertel wat ek daar geleer het. Nou in die oorspronklike teks beteken bewaak jou hart letterlik die bewaakdeel om 'n wag te plaas by jou hart. Soos 'n soldaat wat 'n stadspoort beskerm. Dit impliseer aktiewe beskerming. Maar wat bedoel die Bybel dan met hart? Vriende, dit gaan nie net oor emosies nie, maar oor ons hele menswees. Jou gedagtes, jou wil, emosies, besluite en selfs ook jou handelinge. Die beginpunt waar jou lewe se rigting begin. Jou hart. Noem ons dit mos nou vandag nog steeds, nê? Dis hoekom die vers verder sê, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die beginsel is eintlik soos 'n fontein of 'n waterbron. As die bron skoon is, kan die stad leef. As die bron besoedel is, bring dit siekte en dood. Nou so is dit ook presies met jou hart. Maar hier is die mooi deel.
Ons lees dikwels net vers 23, maar die volgende 4 verse verduidelik hoe ons hart bewaak. Ek gaan jou net vertel, maar lees gerus die hele gedeelte. Vers 24, verwyder valsheid van jou mond. Dit sê, bewaak jou hart deur leuns, verdraaiing, giftige woorde en perverse taal uit jou lewe te verban. Want woorde begin mos in ons gedagtes. Vers 25 sê, laat jou oë reguit vorentoe kyk. Dit is fokus, vriende. Moenie jou lewe laat weglei deur elke nuwe idee, versoeking of opinie wat jou pad langs kom nie. Hou jou oë op die pad wat God vir jou wys. Moenie moed verloor nie, ons kom amper by die kruks van die saak, nog net 2 verse. Dan gee ek vir jou 'n mooi antwoord. Nou vers 26 sê, maak die pad van jou voet gelyk. Dit beteken, dink mooi oor jou lewenspad, soos om letterlik 'n pad uit te meet en dit te skraap, volgens hoe jy dit uitgemeet het. Moenie net impulsief leef nie, wees wys en leef doelbewus. En dan sê vers 27, moenie regs of links afwyk nie. So, bly op koers, standvastig, ten spyte van al die dinge langs jou pad, neem 'n doelbewuste besluit en bly daarbey, ongeag. Dit is hoe jy boosheid vermy, sê die einde van vers 27. So vriende, nou hier kom die wonderlike waarheid. Wanneer jou hart goed bewaak is, wanneer jou gedagtes deur God gevorm word, wanneer jou wil deur Heilige Gees gelei word, wanneer jou emosies deur die woord van God gesuiwer word, dan gebeur iets eenvoudig, maar kragtig in jou lewe. Dan is volg jou hart nie meer gevaarlik nie. Dan beteken volg jou hart eintlik volg God se inspraak in jou lewe. Dan kan jy 'n besigheidsbesluit neem, 'n verhoudingskeuse maak, 'n loopbaanpad kies, 'n etiese leefstyl handhaaf. En jy kan dan sê, ek volg my hart, want my hart is vol van God. Maak dit jou opgewonde. So luisteraar, Christendom is nie bedoel om onnodig ingewikkeld te wees nie. Die Bybel wys vir ons 'n eenvoudige waarheid. Laat God jou hart deurweek. En dan leef jy uit daardie fontein van skoon, lewende water. So eenvoudig. Pas dit net toe. So ja, ek sê vandag met groot vrymoedigheid vir jou, volg jou hart, maar laat Heilige Gees die wag wees, wat die stadspoort van jou hart bewaak. En laat God se woord die fakkel wees, wat jou pad verlig. Voordat ons groet, nooi ek jou net weer, om die video asseblief met iemand anders te deel en in te teken op ons samesyn hier. Ek en Fanie probeer regtig om altyd iets prakties vir jou lewenswandel met God te plaas, vir aanmoediging en bemoediging op jou pad. Ons wil graag hê, jy moet deel wees daarvan. Nou toe, daar het jy dit, volg jou hart, 'n goed bewaakte hart. Dan is jou lewenswandel gesond.
Donderdag kuier ons weer verder as die Here se wil daarby is. Volg jou hart waagmoedig vir 'n vol lewe saam met Jesus. Tot dan vriende, totsiens.